Ons lees in Lukas 23 vanaf vers 39, dan lees ons van Jesus se kruisiging, wat plaasgevind het met sy kruisiging, en ons lees in vers 39, en een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons ook. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is, ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal u saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die aarde gekom, tot die 9de uur toe, en die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. Nou ons kyk, hier was Jesus aan die kruis, hier's een man aan sy linkerkant, een aan sy regterhand, die een ou sê, Here, as u die Christus is, verlos u self, hy smaad die Here, hy's kwaad, hy's op die kruis, die ander ou kom en hy sê, weet jy wat, ons is aan hierdie kruis, as gevolg van ons verdiende loon, ons het dit oor ons self gebring, en dan kry ons die middelkruis, waar die koning van alle konings aan hang, waar hy vir my en jou die prys kom betaal het, en ons gaan 'n bietjie stil staan by die 3 kruise, en ek wil begin by die eerste kruis. Die eerste kruis is die ou wat die Here gesmaad het, dis die ou wat gesê het, Here, ek het nou eintlik 'n kans, maar ek verwerp u. Weet jy hoe baie keer in die wêreld en in ons lewens en in ons daaglikse wandel met God, dan vra die Here, dan sit hy, dan roep hy uit na ons, dan sê hy, boetie, sussie, kom bid 'n bietjie, kom lees Bybel, kom spandeer tyd met my. Dan verwerp ons die Here. Hierdie ou het nie net die Here elke dag verwerp nie, hy het toe die grootste kans van sy lewe gehad het. Toe verwerp hy die Here, toe sê hy, Here, sorry, ek wil nie u hê nie, ek kies om u nie te hê nie. En dan lees ons, hy sê in vers 39, as u die Christus is, verlos u self en ons. Jy sien, wat se prentjie het hy van Christus gehad? So ek sê vir myself, hy moes van Christus gehoor het, want hy sê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Hy smaad die Here, hy het 'n kans om te sê, Here, help my ook. En hy besluit, weet jy hoe baie mense neem vandag besluit, en sê, Here, ek kies om u nie te dien nie. Ek kies om my eie goed te doen. Ek kies, Here, om 'n lewe te lewe ver van u af. En dankie, Here, hoeveel mense, partykeer gebruik die Here omstandighede om ons nader aan hom te bring, om ons te laat besef, maar ons het die Here nodig. Amen. Is dit net ek wat die Here elke dag nodig het? Ons almal het hom elke dag nodig. En hierdie man, as hy net besef het wie God baie is. En weet julle, baie keer sit ons met Christene. Hulle dink die Here is jou chommie. Jy weet, party mense, jy en jou sommer die Here. Ek kan nie glo mense praat en sê hulle, Here jy en die ou baas daarbo. Hy is nie die ou baas daarbo nie, hy's God, maar hy's ook ons Vader. Ons het respek vir ons Vader. Hierdie ou het net besluit, nee. Hoor wat sê Jakobus? Hy sê in Jakobus 4 vers 6, God weerstaan die hoogmoediges, maar gee groter genade aan die nederiges. Weet jy, hoogmoed vat jou hel toe. Hoogmoed maak dat God nie met jou kan werk nie. Ons ken die verhaal van Saul. Saul het verkeerd gedoen. Die Here sê, tref alles met die bandvloek, en Saul kom en wat doen hy? Hy sê, Here, dit was nie ekkie. Dit was die manskappe, maar hy was die koning. En die Here sê vir Saul, ek is so spyt. Ek het jou koning gemaak. Ek is so spyt. Ek het jou uitgekies. En Dawid doen presies dieselfde. En toe Dawid uitgevang word, wat doen Dawid? Hy gaan op sy knieë. Hy verneder homself. Hy sê, Here, ek is jammer. Hy sê, ek is so jammer, Here, want ek het gesondig eers teen God, ek het teen die heelal gesondig, ek het teen my manskappe gesondig, ek het teen myself gesondig. Jy sien, God werk met mense wat kan sê, ek is jammer. God werk met nederige mense. Mense wat kan sê, weet jy wat, ek het 'n fout gemaak, help my, maar nou kry jy weer die ander kant, party ouens sê, ag, ek kom ons maar net aanhou foute maak. Ek kom ons maar net doen wat ek wil, want ek gaan ons nou net vra vir genade. Moenie God se genade misbruik nie. Hierdie ou het God se genade misbruik. Hy het net gesê, Here, ek verwerp u, ek gaan u nie roep nie, ek gaan u nie aanroep nie. Dan lees ons op Psalm 103 vers 8. Hy sê, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot
van goedertierenheid. Weet jy, God se goedertierenheid vir my en jou is groot. Hy's 'n barmhartige God. Hy's 'n God van genade. Maar jy moet besef, as ek die genade aanroep, moet ek die genade nie misbruik nie. Ons kan nie God se genade misbruik en sê hy moet maar net vergewe nie. Ek en jy moet verantwoordelikheid vat van die saligheid wat binne ons is. Dis wat die Bybel sê. Jy moet altyd bereid wees om verantwoordelikheid te vat van dit wat binne in jou is. Wie's binne in ons? Die Heilige Gees. Ons moet mense gaan vertel wat Jesus het oorwin. Psalm 103 vers 17 sê, maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees. Die wat hom vrees. Weet jy hoe lyk iemand wat die Here vrees? Sy hele lewenswandel gaan oor God. Sy hele lewenswandel stel hy God eerste. Hy stel God eerste, dan stel hy sy naaste eerste. Dan stel hy die res eerste, nie homself nie. Hy sien ons hele lewenswandel met getuig van die Here. Maar weet julle wat, ons sit met 'n vyand. Hy's 'n leienaar. Ons lees 1 Johannes 2 vers 22. Wie is die leienaar? Behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is. Dis die anti-Christ wat die Vader en die Seun loon. Elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. Ek kan nie verstaan dat mense in vandag se lewe sê, weet jy wat, Jesus moet nog kom nie. Jesus het klaar gekom, maar hy gaan weer kom. Al verskil is as hy weer kom, is nie die eerste keer nie. Wat is so wonderlik van daai kruise? Hulle is leeg. Hulle is leeg, Jesus het opgestaan. Hy is nie meer aan die kruis nie, hy het die kruis oorwin. Hy het ook Sondag vier ons ook die belangrikheid van die opstanding. Hoekom moes Jesus opgestaan het? As hy nie opgestaan het nie, het dit vir ons niks beteken nie. Hy moes opgestaan het. Maar ons moet hom nie loon nie, ons moet sy genade gryp. En dan lees ons in 2 Korintiërs 7 vers 10. Die droefheid, volgens die wil van God, werk 'n onberouwelike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Weet jy hoe baie mense kies die wêreld bo God? Hoe baie mense sê, weet jy wat, Jesus het verniet aan die kruis gesterwe, ek kan maar maak wat ek wil, God is net 'n God van genade. Hier sê die droefheid van die wêreld gaan vir jou 'n ewige hel bring. Die droefheid van God, met ander woorde, as jy God eerste stel. Weet jy om die Here te dien, kos jou iets? Of kos dit jou niks? Dit kos opoffering. Dit kos jy met jou Bybel lees. Dit kos jy met 'n gebed met die Here hê. Dit kos 'n verhouding met God. Enige verhouding. Maak nie saak in wat se verhouding jy is nie. As jy nie in daai verhouding werk nie, gaan daai verhouding skibreek lê. Selfs met God, ons moet aan daai verhouding werk. Ons moet sê, Here, help ons. Ons kan nie net passief wees nie. God werk nie met passiewe mense nie. Hy werk met pogings. Maak nie saak al het jy 'n verkeerde poging. Hy werk met 'n poging. Hy wil hê ek en jy moet iets aan die tafel toe bring. Jakobus 1 vers 15 sê, daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. En dan sê in Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is die dood. Hy sê, dit werk 'n begeerlikheid. Jy het gesien hoe werk sonde. Jy kry 'n begeerte in jou hart. Gees, maar hierdie ding lyk lekker, ek begeer hierdie ding. Man, ek wil hierdie kar hê. Dan voor jy jouself kry, dan gesteel jy hom. Of wat ook al dit is. Jy sien sonde begin by 'n begeerte. Vervul jou begeertes na die rykdom van God se genade, dan gee hy vir jou die begeertes van jou hart. Maar jy sien, daai is goeie begeertes. Dis begeertes wat van God uit die hemel uitkom. Dis begeertes wat my en jou nader aan God bring. Maar jy sien, ons begeertes baie keer, dit wat ek en jy wil hê, is nie altyd 'n goeie ding nie. Jy weet, dit wat ons wil hê, daai hebsug, dit kan jou in die moeilikheid bring. Dit kan jou van God afhou. Hier sê hy, begeertes werk sonde. Kom ons sê, Here, geef my goeie begeertes, geef my begeertes wat in die woord is, wat in lyn met die woord is. Die Here wil nie ons moet sukkel nie. Die Here wil nie jy moet swaar kry nie. Die Here wil nie jy moet moeilikheid heeldag hê nie. Hy wil vir jou goeie goed gee. Maar hy wil nie vir jou goeie goed gee, maar dit kos jou siel nie. Sien, hy wil vir jou goed gee wat jou nader aan God bring, maar baie keer kry ons goed. Maar as ons daai goed gekry het, die Here weer, dan vergeet ons van die Here. Hoeveel ouens ken ek en jy, dit moet hom moeilik gegaan. Maar toe dit begin goed gaan, raak hy afvallig van die Here af. Die Here wil hê ek en jy moet nader aan hom beweeg. Weet jy, daar is sommige mense wat nie God se woord as die waarheid aanvaar nie. Hulle volg mos hulle eie koppe. Is dit net ek wat so nou en dan so vol van myself is, as ek baie keer dan dink ek, Here,
Plaas ek nou maar eerder net stil gebly het. Plaas ek nou maar eerder net nie dit gedoen het nie. Dis nie altyd iets erg nie, maar dis baie keer net jou eie ek. Dis stroop met God se woord. Weet jy, die Satan is 'n leienaar, hy lieg vir ons. Hy verlei ons, hy kom met verkeerde goed. Ons lees in 1 Tessalonisense 2 vers 11. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuns te glo. Weet jy hoe baie mense verwerp God se kruis vandag? Hoe baie mense sê Jesus Christus is verniet gesterf? Ek sien in die laaste tyd, ek kom by baie mense. En weet jy, ek verstaan nie hoe hulle almal hierdie Joodse geloof aanneem en sê, maar die Here moet nog kom nie. As jy die Vader verwerp, as jy Jesus verwerp, sê die Bybel, verwerp jy die Vader. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om die wêreld te gaan vertel dat Jesus Christus het gesterf. Hy het daai kruis oorwin, maar hy het opgestaan. Dis hoekom hulle sê die evangelie is 'n blye boodskap. Hoekom is dit 'n blye boodskap? Want dit het ons verhouding met God kom herstel. Dit het van my en jou iets gegee wat ons nooit gehad het. Johannes 8 vers 44 sê, julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat hy sy eie, omdat hy 'n leenaar is, en die leenaar is en die vader daarvan. Kom ons vra vir die Here, verander my hart. Ek wil nie soos daai eerste ou in die kruis wees, en sê, Here, wanneer U my 'n geleentheid gee, wanneer mense, weet jy hoe baie keer raak mense kwaad, as iemand, wie van julle hou daarvan, as iemand jou teregwys, as iemand jou op jou foute wys. Die Here weet, baie keer as ek hier van die kansel af preek, en ek kom by die huis, en ek is negatief, dan sê my vrou vir my, ja pastoortjie, laat jou lidmate jou nou hoor, en dan hou ek nie daarvan nie, dan dink ek, Here, wie dink sy is sy? Maar dan wil sy my reg help, dan word ek kwaad. Moenie soos hierdie ou in die kruis. Wanneer die Here onthou, ek het julle al baie 'n storie vertel van Simei. Simei kom, Dawid het so 400 man by hom, hy's daar in die woestyn, hy's klaar koning, hy's nog nie koning gesalf nie, maar hy vlug vir Saul. En hier kom ou Simei, en Simei vloek hom vir dae lank. En Dawid se wapendraer, nie is Dawid self nie, sy wapendraer raak kwaad, en hy sê, nou maak ek vir Simei van kant, nou het ek genoeg van hom gehad. En Dawid sê 'n belangrike ding, hy sê, los hom. Miskien het God hom gestuur. As mense jou aanval, of mense kom praat met jou, of mense wil jou teregwys, gaan vra altyd eers vir die Here, Here, wat wil U vir my wys? Miskien, Dawid sê vir daai wapendraer, miskien het die Here hom gestuur om my te vloek. Miskien stuur die Here 'n ander ou na jou toe met jou te kom praat, en nou wil jy jou in 'n ander bloedgroep inwip. Dalk is dit die Here. Dalk stuur die Here iemand om jou tereg te wys, om jou te help. Julle weet, kinders van die Here kan ons baie vinnig hoogmoedig raak. Ons wil mos nie tereggewys word nie. Kyk, die kerk het die hele tyd die Here veroordeel. Die Fariseërs, die Sadduseërs, die skrifgeleerdes, die wetgewoordenaars, hulle het die hele tyd iets oor Jesus te sê gehad. Maar Jesus was 'n bietjie slim hulle. Hoe het hulle geantwoord? Hy het hulle elke keer uit hierdie woord uit geantwoord. As 'n ou jou aanval, antwoord hom uit God se woord uit. Ek word baie keer vir mense kwaad. As hulle vir my iets sê, dan dink ek, wie dink jy is jy? Maar die Here weet, as ek so in my binnekamer gaan en ek raak so stil voor die Here, dan sê ek, Here, ek het vandag 'n toets gedop. Want eintlik was daai ou reg gewees. Eintlik het hy my net probeer nader aan die Here bring. Hierdie ou het nie na Jesus geluister nie. Hierdie ou het Jesus gesmaak hier langs hom. En kom ons kyk na die tweede ou. Die tweede ou het so 'n bietjie iets anders geraak gesien. Hy het so 'n bietjie besef, ek het nou het ek moeilikheid. En is dit nie lekker van my en jou nie? Ons verwerp ons die Here so. Ons vergeet ons sit ons hier in die agterkop en in die agterprentjie en in die agtergrond, en skielik as ons hom nodig het, dan sê ons, Here, nou soek ek hy spaarwiel, nou moet U my kom help. En hierdie ou van sy hele lewe lank van Jesus vergeet, maar toe hy 'n kans gehad het, dis die kruis van ontvanklikheid. Wanneer jy 'n kans het, ontvang jy die woord. Wanneer jy 'n kans het en iemand praat met jou, word jy kwaad, of sê jy, Here, nee, ek gryp dit aan. Dis my geleentheid. Weet jy, ek doen Woensdag 'n begrafnis hier by die kerk. En terwyl ek so preek, ek begin in Afrikaans. Ek preek so 10 minute en ek sê, nee, Here, maar hierdie gehoor kyk vir my nou aan met sulke dowwe oë. Ek sê, Here, nee, die helfte van hulle verstaan nie Afrikaans nie. En ek sê vir die familie, terwyl ek preek, ek sê vir hulle, kan jy geen om, ek gaan nou oor change in Engels. Julle weet ons boere, ons vertaal hom so direk.
Maar ek voel hoe kom my Heilige Gees oor my. Ek voel die Here sê vir my, verander hom in Engels. En ek preek die res van daai preek in Engels. En weet julle wat? Na die tyd, toe daar ouens is wat hulle saak met die Here kan regmaak, toe steek meer as die helfte van daai kerk hulle hande op, en een ou kom na my na die tyd en hy sê, pastoor, sal jy my doop? Weet jy hoe lekker voel jy, dan sê jy, dankie Here, dat u die mense op daai oomblik, hulle het nie kwaad geword oor ek in Engels spreek nie, hulle het die woord ontvang, hulle het toe hulle kans gehad, het gesê, Here help ons, en die Here het hulle gehelp. Dankie Here, vir mense wat nog sê, Here, ek ontvang die woord, vir mense wat sê, Here, die evangelie gaan nie net oor die Afrikaner nie, gaan oor ander rasse ook, gaan oor ander mense ook, het gaan nie net oor my nie. Julle weet mos, as in die kerk kom en die pastoor net Afrikaans praat. As hy Engels praat, dan word hulle kwaad. Vra vir Adrian, hulle, ons het 'n ou gehad hier oor kan die kerk, ou Karrie. Nou kom ek hier, dan vee Karrie die kerk se strate, die kerk se gras, en hy sny sommer die kerk se gras. En dan, toe ek net hier gekom en sien ek, sit Karrie daar agter, en sê ek, Karrie, verstaan jy Afrikaans? Dan sê hy, pastoor, so bietjie. Dan sê ek, okay, kom ons preek in Engels. Dan los ons die hele gemeente, dan preek ons, en weet julle wat, die lidmaat het nie weggehardloop nie, want hoekom? Dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor God. Hulle het verstaan, Here, dit gaan nie oor hierdie liggaam nie, dit gaan nie oor hierdie, dit gaan oor siele om ons ook. Dis ook belangrik. Hierdie ou was ontvanklik. Ons lees in vers 40. Hierdie man vrees God. Al hang hy aan die kruis. Hy het besef aan hy kruis, Here, ek gaan nou sterf, maar ek vrees U nog steeds. En hy sê vir die ander ou in vers 40, hy sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is. Jy sien, hy sê vir die, jy gaan nou lees, hy sê vir die ander ou, ek en jy het dit verdien. Maar hierdie ou wil dit nie aanvaar nie, maar hierdie ou sê, Here, ek het dit verdien, ek is skuldig. En dan lees ons in Spreuke 1 vers 7. Die vrees van die Here is die beginsel van kennis. Met ander woorde, dis die beginsel van wysheid. En hierdie ou op die regte tyd, toe aanvaar hy en ervaar hy die vrees van die Here. Nie daai bang vrees meer nie, daai heilige vrees van Jesus. Ek het nou saam met die moeilikheid, ek het nou saam met hierdie ander ou moeilikheid, maar Jesus, U kan my help. U kan my help. Jy sit dalk vanoggend en jy sê, Here, ek voel ek kan nie meer nie. Jy sê, Here, hierdie petrolprys gaan my klaarmaak, ek gaan dit nie maak nie. Sê vir jouself, ek gaan dit maak. Ek gaan dit maak, want Jesus het die kruis oorwin. Jesus het die petrolprys oorwin. Jesus het die inflasie oorwin. Hy het jou stryd het hy klaar oorwin. Hy het vir hierdie ou in die een oomblik het hierdie ou die Here aangeroep en die Here het hom gehelp. Dink jy as jy die Here vanoggend aanroep, hy gaan jou nie help nie? Hy wil jou help. Hy sit gereed, hy's 'n goeie God. Hy wil jou help, hy wil jou omstandighede verander. Hy wil hê jy moet 'n beter mens word. En dan lees ons in Lukas 23 vers 41. Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade. Dink julle nie eens bietjie tyd dat ek en jy voor die Here gaan en sê, Here, wat het my gebring tot nou? Is dit nie dalk my dade, dit wat ek gedoen het, wat my tot aan hierdie kruis gebring het nie, wat my gebring het in my situasie waarin ek nou is? En hierdie ou erken sy foute. Hy sê vir die ander ou, is ons eie skuld. Weet julle, baie mense sit vandag, hulle doen blame shift. Dis nooit hy nie. Dis altyd iemand anders. Ons gee altyd ander die skuld. Weet jy, ek sit in die omstandighede as gevolg van jou, as gevolg van my baas, as gevolg van die ekonomie. Dis jou keuse. Hierdie ou besef, Here, dis my keuse. 1 Johannes 1 vers 8 sê, as ons sê, dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. Vers 9 sê, as ons ons sonde bely, God is getrou en regverdig, om ons die sonde te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Miskien praat die Here met jou vanoggend. Miskien sit jy hier vanoggend, en jy sê, Here, is dit nie dalk my eie skuld, dat ek vandag aan hierdie kruis hang nie? Is dit nie dalk my eie skuld, dat ek vandag, Here, moeilikheid het nie? En wat het hierdie ou gedoen? Hy het sy sonde besef. Hy het dit erken. Hy het genade gesmeek vir die Here op die regte tyd. Hy het gesê, Here, vergewe my, want ek het dit oor myself gebring. Vers 41, Lukas 23 vers 41. Want ons ontvang die verdiende loon vir ons sonde. Weet jy, erkenning van jou sonde is jou eerste stap na redding toe. Dis jou eerste stap na verlossing toe. Dis jou eerste stap na oorwinning toe. Dis jou eerste stap om dit wat jou so bind, dit wat jou so vashou, te los. Om te besef, ek is verkeerd. Om te besef, ek het genade nodig. Ek moet regmaak met die Here.
En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk ingaan. Wat sê hy vir die Here? Dink aan my Here. Hy herken Jesus is Here. Hy herken Jesus is verlosser. Hy herken Jesus kan sy skuld vir hom afvee in 'n oomblik. Hy erken, Here, daar's 'n nuwe koninkryk. Hy besef as Jesus nou sterf, gaan hy na 'n nuwe koninkryk toe. Gaan hy na 'n koninkryk nie met hande gemaak nie. Gaan hy na 'n beter plek toe. En hy aanvaar die vergifnis. En hy sê vir hy roep uit. Hy sê, Here, ek dink is tyd dat ons terugkeer na ons eerste liefde toe. Ons hier kom en sê, Here, jy het nie verniet aan daai kruis gesterf nie. Jy het nie verniet 'n doringkroon opgehad nie. Jy was nie geniet gekastreer, jy was nie geniet geslaan gewees nie. Jy was nie geniet verniet met 'n spies in die sy gesteek en die klere onder mekaar verdeel nie. Ek was verneder aan die kruis, sê Jesus in sy woord, sodat ek en jy oorwinning kan lewe. As jy nie oorwinning lewe vandag nie, gaan vra die Here, wat moet ek verander? Dalk moet ek soos hierdie tweede ou in die kruis sê, Here, begin by my DNA, verander dit. Wat doen hy? Hy vra vir genade, hy vra vir redding. Hy sê, Here, ek kan nie meer nie. Help my. Jy sit hier vandag en jy sê, Here, ek kan nie meer nie. Here, ek is tot op my knieë. Dit voel so die wêreld het met my gemors. Dit voel so, Here, my knieë is al so seer, ek kan nie eens meer opstaan nie. God wil volgens jou sê, jy kan. Wat moet jy doen? Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely jy, wat bely jy van Jesus? Wat glo jy oor Jesus? Wat praat jy oor jou Here? Praat jy goed van hom, praat jy sleg van hom? Praat jy saam met die wêreld of praat jy teen die wêreld? En praat jy saam met God? Praat jy saam met sy woord of praat jy teen hierdie woord? As jy die ou wat almal negatief maak soos hy 12 verspieders, almal negatief gemaak het, 10 sterf en net Josua en Caleb maak het. Want hoekom? Hulle het gesê ons God kan. Bely dit. Hy sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot redding en met die mond bely tot getuienis en met die mond bely ons tot redding. Ek en jy moet bely en sê, Here, ons afhanklikheid is van U. U het die vermoë om my omstandighede te verander. U het die vermoë om my te help. Wat moet ons doen? Julle weet, ons sê ons altyd, ons het die Here in ons. Ons is gered, ons is op pad hemel toe, maar intussen raak ons afvallig. Johannes 1 vers 12 sê, almal, elkeen wat die naam van die Here aanroep. Hoekom roep ons hom aan? Hoekom roep U Jesus aan? Hy's eerste plek God. Hy's eerste plek, is hy onvernietigbaar. Hy's die koning van alle konings. En in die tweede plek roep ons hom aan, want ek en jy het 'n verlosser nodig. Hy het sy lewe aan daai kruis gaan gee, sodat ek en jy kan lewe vandag, sodat ek en jy ons sonde kan wegdoen mee, kan sê, Here, ons is klaar met dit. Dan sê almal wat hom aangeneem het, wat gebeur as jy hom aanneem? Jy moet hom aanneem. Jy moet hom in jou hart innooi, sê Openbaring 3 vers 20. Jy moet hom innooi en as jy hom ingenooi het, dan gee jy die mag om 'n kind van God genoem te word. Aan wie? Hulle wat in sy naam glo. Sien, jy kan hom nie aanneem as jy nie glo in sy goedheid nie. Ons neem hom ons baie keer aan want ons is onder dwang. Of ons voel ons moet hom maar net aanneem want dit is die regte ding om te doen. Jy moet glo in wat hy vir jou gedoen het en die prys wat hy betaal het, dat hy is die heerser van alle heersers. Hy heers oor jou en my lewe. Wat is die derde kruis? Dis Jesus Christus. Wat het hy vir my en jou kom doen? Hy het ons kom verlos. Hy het die verhouding kom herstel. Hy het dit wat Satan kom steel het hy kom volmaak. Hy het dit kom beter maak. Hy het my en jou teruggebring by die punt waar ek en jy weer moet wees. Die Engels praat van the cross of redemption. Cross of redemption. Ek en jy moet terugkeer na die Here toe. Ons moet sê, Here, dit gaan oor die Romeine 3 vers 24 sê, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hoe kry ons dit? Deur die genade sonder verdienste. Met ander woorde, hoe kry ons Christus? Deur te glo, deur hom aan te neem, deur hom in te nooi en te sê, Here, kom woon in my hart. Deur te sê, Here, ek maak U die koning van my hart. Dis hoe ons dit kry. En dan lees ons in Kolossense 1 vers 14. In wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sonde. Sy bloed aan hy kruis
het vir my en jou vergifnis kom bring. Hy het ons sonde kom skoon was. As jy 'n bak met sonde hier sit, dan vat die Here sy bloed en hy gooi dit oor daai bak en die sonde verdwyn en dit is net sy bloed wat in die bak oorbly. Jou sonde verdwyn. Dis wat hy kom doen het. Wat is die betekenis van die kruis? In die eerste plek, Jesus is die losprys wat ons losgekoop het en ons verlossing. Wat sê Galasiërs 3 vers 13, kom ek lees gou vir julle, hy sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Hy het jou kom vrymaak van die vloek van die wet. Jy is nou vry in Christus om hom te dien, om hom eerste te stel. Dit beteken nie jy is vry van die wet, jy kan nou doen wat jy wil nie. 10 gebooie het nog nooit weggeval nie. Want as jy Christus liefhet, gaan jy nie aanhou sy vrou begeer nie. As jy Christus liefhet, gaan jy aanhou sy huis begeer nie. As jy Christus liefhet, gaan jy jou vader en jou moeder eer. Gaan jy doen wat God se woord sê, maar hoekom doen jy dit nou? Nie uit dwang nie. Omdat dit Christus se DNA is wat nou binne in jou leef. Nou doen jy dit omdat ek en jy dit wil doen. Matteus 20 vers 28 sê, net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy te lewe te gee as 'n losprys vir baie. Wie is daai baie? Ek en jy. Ek en jy is die losprys. Hy het ons kom loskoop. Hy het ons kom loskoop van die sonde, hy het ons kom loskoop van die vloek, hy het ons kom loskoop van die dwang wat Christus op ons kom lê het. Hy het ons kom vrymaak. Kolossense 1 vers 20 sê. Nee, sorry, ek het so 'n bietjie vooruit gegaan. Efesiërs 1 vers 7. In hom het ons die verlossing. Hoe? Deur sy bloed. Die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. So ons het die verlossing deur sy bloed en die vergifnis van die misdade, van ons misdade, deur sy genade. Het hy dit vir my en jou kom gee. Die tweede ding, wat het God nog vir ons kom doen? Hy het onvoorwaardelike liefde kan bewys. Wie van julle wil graag volmaak wees? Ek wil volmaak wees. Maar gaan ons dit reg kry? Wat sê die Bybel, hoe word jy volmaak? Jy liefde. Hy sê as jy in die liefde volmaak geword het, is jy volmaak. Christus was volmaak. Jesus was op hierdie aarde volmaak, want hy het sy liefde vir ons kom bewys. Kan ek en jy dieselfde doen? Wat sê Johannes 3 vers 16 wat ons so goed ken? Dis die kruks van die evangelie. Dis die belangrikste skrif, die mees bekende skrif in die hele Bybel. So lief het God, wie? Die wêreld vir my en jou. Wie's nog die wêreld? Die sondaar wat nog steeds moet in sy koninkryk kom, die ou wat nog nie gered is nie. God het hom ook lief gehad. Sodat elkeen, ek en jy wat in hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons moet glo in Christus, en hy wil vir ons die ewige lewe gee. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, wanneer? Wat sê hy daar? Toe ons nog sondaars was. Maar weet julle, ek en jy wil so maklik die sondaar kom veroordeel. Ons wil so maklik die ou wat daar buite is. Weet jy hoekom wil die ou daar buite in die kerk toe kom nie? Want die kerk oordeel hom. Wanneer laas het jy 'n sondaar kerk toe gebring? Wanneer laas het jy vir 'n sondaar gesê wat ryk en drink en stink en wat dalk vol dwelms is en vol tattoos is, gesê kom saam met my kerk toe? Jy sien, ons wil dit nie meer doen nie want ons kry te skaam. Ja, hy moet net nie saam met my geassosieer word nie. Terwyl Jesus Christus, hulle sê van hom, jou rower, jou wynsuiper en jou dronkaard. Hy was tussen hulle. Hy het dit nie gedoen nie, maar hy was tussen hulle. Die derde ding, wat het God nog vir ons kom bring aan die kruis? Versoening. Hy het die verhouding kom herstel. Hy het vir my en jou teruggebring van verloders af. Ek het julle al baie gesê, wanneer het ons die voorreg gehad om God Vader te noem? Toe Jesus op die toneel verskyn. Nergens in die Ou Testament lees jy iewers hulle praat van die Vader nie. Toe Jesus verskyn, toe sê hy, julle Vader en my Vader. Toe bring hy die vaderskap terug. Toe is dit nie meer net God, daai kloof het hy afgebreek. Toe daai gordyn skeur, toe hy sy asem uitblaas, toe is daai kloof weg, toe sê hy, nou is ek terug. Nou is die verhouding herstel, hy het versoening kom bring. Ons lees in Kolossense 1 vers 20. En dat hy deur hom alles met homself sou versoen, deurdat hy vrede gemaak het, deur die bloed van sy kruis. Sien die kruis se bloed, die bloed wat gevloei het vrede vir my en jou kom bring, het versoening vir my en jou kom bring. Is dit nie wonderlik nie? 1 Petrus 3 vers 18 sê, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, die regverdige vir die onregverdige. Hoekom?
om ons tot God te bring, om ons te versoen, om te sê, daar ek is nie meer kwaad vir jou nie, jy is nou 'n vrye wil, jy kan nou na my toe kom, net wanneer jy wil, jy kan nou bid, jy kan praat, net soos jy wil. En wat is die vierde ding wat hy vir ons gebring het? Oorwinning oor sonde en die dood. Sien, as ek en jy sterf, die liggaam sterf, maar ons gees, ons siele gaan na God toe. So ons sterf, maar ons sterf ook nie. Want uit hierdie verganklike liggaam het hy onverganklik kom maak. Hy het vir ons 'n beter liggaam kom gee as ons hier sterf. 1 Petrus 2 vers 24 sê, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe. Jy sien, jy het geen verskoning om te sê, Here, ek is net mens nie. Dis ons wat ons doen. Onthou, ek is net mens. Ons is net mens. Maar wat sê hy? Sodat ons nie meer vir die sonde nie, maar vir die geregtigheid kan lewe. Vat bietjie jou visie weg en sê, Here, vat dit van die eie ek af en sit dit op God. Wat is God se saak nog vir jou belangrik? Praat jy nog met mense oor Here? Lei jy nog mense na die Here toe? Is jy nog betrokke daar in die wêreld of sê nee, wat Here? Is nie vir my nie, is vir die volgende ou. Romeine 6 vers 6 sê, aangesien ons dit weet, dat ons ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak kan word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Wanneer het jy die sonde tot niet gemaak? Ons het 2 weke terug 'n doopdiens gehad, daar was mense wat gedoop was, en prys die Here dat hy sonde kom af was, en dan sê in vers 6, dat die ou mens saam gekruisig is. Ons is nie saam aan hy kruis gekruisig nie. Ons is in hy doopwater is ons gekruisig. Ons is daar, het ons gesterf en ons het opgestaan. En dan die laaste ding. Wat verwag God van my en jou? Ons moet 'n voorbeeld vir gelowiges is. Is jou lewe 'n voorbeeld? Getuig jou lewe van Christus in jou? Of is mense wat sê, ek wonder of hy ou Christen is. Kyk, dit het al met my gebeur, het ou vir my gesê, ek wonder of jy 'n pastoor is. Weet jy, is die grootste geklap wat ek aan my gesig gehad het, dan sê ek, Here, vergewe my. Laat ek net weer 'n bietjie terugkom by God se woord, dat ek net 'n bietjie weer gaan regmaak, myself net weer 'n bietjie koester, dan sê in 1 Petrus 2 vers 21, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle in sy voetstappe kan volg. So ek kan nie sê, my boetie en my sussie, ek het op bekering gekom, en ek bly by my ou lewe nie. Ek en jy moet in sy voetstappe volg. Kan jy vanoggend sê, Here, ek volg in sy voetstappe? Here, U praat met my. Here, U help my dat ek in die voetstappe, dat ek loop soos wat Jesus geloop het, wat ek doen wat hy gedoen het. Hy sê vir sy disippels, alles wat ek julle gewys het, alles wat ek julle geleer het, gaan en doen net so. Gaan en doen, dis hoekom Paulus skryf, ek het niks anders aan julle voorgehou nie, as Christus die gekruisigde, want hoekom? Sy hele lewe was opoffering. Vandat hy gebore is die dag tot hy aan die kruis gesterf het, het hy opoffering gemaak. Hy verwag van my en jou om 'n opoffering vir hom te maak. Sê, Here, dit gaan oor U. Galasiërs 2 vers 20, en ek sluit met dit af. Rihanna, julle kan vorentoe kom. Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dink julle Christus leef met 'n sigaret in sy hand? Of met 'n vape? Is dit die Christus wat in ons leef? Of met 'n bier in die hand, of met 'n tong wat skinder? Ons oordeel ons maklik die ouens wat rook en drink en wat hierdie goed, maar ons skinder. Ons doen baie goed. Gaan vra jouself elke keer, wanneer jy goed doen, Here, gebruik ek hierdie liggaam? Wat doen ek met Jesus in my? Vat ek hom daarna 'n bordeel toe? Kyk ek pornografie met hom? Praat ek sleg van mense? Vloek ek mense? Word ek kwaad? Is dit wat ek met sy liggaam doen? Want hy sê, hy leef binne in ons. Kom ons vra die Here en sê, Here, U kruis was nie verniet nie. Staan by ons stil, kom help ons, Here. Laat ons verander. Here moet onthou, hoekom praat ek hierdie goed met julle? Want die Here praat met my. Here vra vir my, jy's hier die leier van hierdie kerk, hoe lyk jou lewe? Wat is ek bereid om te verander? En as jy, ek het al baie gesê, as jy sien, kom jy oupa se kant. En as julle ons nou sien, ek doen iets verkeerd, wat moet julle doen? Kom praat met my, kom ons help mekaar. Kom ons sê, Here, klein pastoor Melkenby, dan sê ons, Here, begin by my. Kom ons vra die Here vanoggend. Ek wil jou vra ernstig daar waar jy is, voor ons die nagmaal bedien. Jy nie net vir die Here vra, Here, wat is daar in my lewe wat ek moet verander nie? Wat is daar in my lewe wat ek anders kan doen? Here, is dit nie miskien dat ek dalk, soos die ou in die kruis, U smaat nie?
Laat ek dalk nie U woord volg nie. Laat ek dalk nie doen wat U doen nie, Here. Begin by my. Ek sê eers een volgende wat ons sê, Here. Begin by my. Net daar waar jy is, kan ons net 'n minuut kans gee. Praat self met die Here en vra vir die Here, Here, wat wil U vanoggend vir my sê? Wat moet ek los? Wat moet ek verander? Wat kan ek beter doen in my lewe? Vader, baie dankie. Dankie Heilige Gees, dat U met ons praat. Dankie Heilige Gees, dat U vanoggend met my gepraat het. Dankie Heilige Gees, dat U my hart, dat U my lewe kom verander. Dat ek vanoggend net besef, Here, ek het U so nodig vandag. Elke dag, almal van ons, Here, ons het U so nodig. En ons vra U vanoggend, Here, staan by ons stil, verander ons denke, verander ons hele lewe, Here. Kom maak ons nuut. Dankie dat U kosbare bloed ons kom skoon was vanoggend. Dankie Here dat U bloed alles uit ons uitvat wat nie daar hoort nie. Dat U ons kom heilig, dat U ons kom reinig, dat U ons kom suiwer, Here. U het met ons gepraat vanoggend en ons dankie daarvoor in Jesus kosbare naam. Amen. Ons het die voorreg vanoggend om U te bedien met die